Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 9de Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier uit 'n baie koue Appington uit en ek glo dat die res van die land loop ook stewig deur onder koue. Ek wil vanoggend 'n oomblik weer vas staan by dit wat in die wêreld tans aan die gang is, wat aan die gebeur is, met spesifieke fokus dan ook op die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die geweldige onluste wat nou in Kalifornië aan die gang is, sowel as die grootste protesoptogte in Ierland van Ierse behoudenis wat in opstand kom teen die immigrante. En dwars deur Europa sien ons daardie immigrante en ek wil dan ook vir 'n wyle stil staan by die Britse arrestasie versoek wat uitgereik is dan internasionaal vir die arrestasie van Julius Malema en die reaksie daarop. Maar dit is baie interessant dat jy nêrens in die hoofstroom media enigiets wat ek nou genoem het, sal optel nie. En dat dit doodstil daar is. Nou, die oorlog gaan verwoed voort in Oekraïne. Rusland het hulle aanslag laat vergroot. Hulle lugaanvalle, hulle missielaanvalle neem drasties toe in die Sumy omgewing, sowel as die Kharkov Oblast en ons sien dan ook dat daar is nou amper aanvalle voluit 24 uur 'n dag op daardie stede. En dis interessant dat daar so baie mense was wat verlede week kommentaar gelewer het op die situasie tussen Rusland en Oekraïne, waar ek gepraat het dat hierdie oorlog maklik kan eskaleer in 'n wêreldoorlog en selfs in 'n kernoorlog. Tog is dit nou baie duidelik oor wie is die goeie ouens en wie is die slegte ouens. Ons weet dat daar was al 'n tweede bymekaarkoms in Istanbul gewees tussen direkte samekoms vir vredesonderhandelinge, gesprekke tussen Rusland en dan Oekraïne, maar dat die tweede ene maar slegs ongeveer 'n uur tot 'n uur en 'n half geduur het en toe het beide partye dit beëindig. Maar daar was ooreengekom dat daar 'n uitruiling van gevangenes sou wees, krygsgevangenes, dat daar ook 'n oorhandiging van 6000 Oekraïense soldate se liggame wees wat in die Kursk area gesneuwel het. En daardie liggame het opgedaag by die uitruilpunt. Ongeveer 1500 liggame was met die eerste aflewering veronderstel om oorhandig te word en Oekraïne was nie daar nie. Niemand het gekom om hierdie liggame in ontvangs te neem nie. Want alle families van gesneuwelde soldate kry vergoeding, daar's uitbetalings wat gemaak moet word en nou word daar gesê dat die regering van Oekraïne wil nie die liggame terug hê van hulle gesneuweldes nie, want sodra hulle geïdentifiseer is, moet hierdie somme geld dan uitbetaal word. Ek wys vir julle van hierdie beeldmateriaal van hierdie gevriesde liggame wat aangekom het en dis eintlik hartseer dat 'n land sy eie gesneuweldes misken. Daar is maar een van die baie trokke wat daar staan en jy sal sien die liggame is in die wit sakke. Mense kry eintlik so 'n aardige gevoel as jy daarna kyk, maar dis meer skokkend dat Oekraïne
nie hulle gesneuweldes wil ontvang nie. En dit is 'n vreeslike ding, dink ek, dat jou eie land dit nie wil doen nie. Nou, dit sê vir ons waar staan Oekraïne tans ten opsigte van finansies, dat hulle hulpbronne uitgeput is, dat hulle nie sonder westerse hulp kan voortgaan in hierdie oorlog nie. Maar vir my bly die punt staan. Wie glo jy en wie glo jy nie? Maar as ons na die bewyse kyk, dan is Rusland besig om hierdie oorlog nou met spoed te wen. Al vinniger, al groter aanvalle, al hoe meer erns waarmee dit aangepak word, en die feit dat Oekraïne met geen krygsgevangenes opgedaag het om uit te lewer nie, en omdat hulle nie die liggame van hul gesneuweldes wil ontvang nie, sê vir my, daar is iets drasties fout aan die Oekraïne regering se kant. En ja, die Oekraïne mense sal daarvoor natuurlik ook verskonings uitvind, maar die feit dat hierdie vragmotors daar op die oulroutpunt staan met die liggame in, en hulle is nie afgehaal deur Oekraïne nie, sê vir my wat 'n stand hulle in is. As julle ver terugdink, sal julle ook onthou dat daar op 'n stadium 'n Russiese Illusion vliegtuig afgeskiet was, wat vol krygsgevangenes van Oekraïne gelaai was, wat sou uitgeruil word, vrygelaat word, aan Oekraïne teruggegee word, maar toe word die vliegtuig neergeskiet. Daar is ook skokkende beeldmateriaal van aanvalle op hulle eie soldate, waar eie soldate wat nie meer wil veg nie, geskiet word daar op die front. Dis eintlik 'n hartseer sage wat uitspeel, en daai oorlog behoort ten alle koste gestop te word. Maar steeds sien ons dat die Weste bly volhard in hulle pogings om voort te gaan met hierdie oorlog. As ons dan oorbeweeg na die Kalifornië kant toe in die VSA, waar daar groot opstande nou is teen die sogenaamde ICE-lede, waar hierdie onwettige immigrante, die Antifa groepe, almal van hulle dan bymekaar kom en probeer om die deportasiebeampte se pogings in die wiele te ry. Ons sien dat Donald Trump het die National Guard ontplooi na hierdie onlus getuisterde areas toe, en dan sien jy ook beeldmateriaal waar hulle net eenvoudig sonder enige vorm van genade optree teen hierdie onwettige immigrante wat in opstand gekom het. Die sekretaris van verdediging, Peter Hegseth, het ook die Marine Corps op bystand geplaas om te kan gaan help indien dit nodig sou word om hierdie opstande, hierdie proteste tot stilstand te bring en te help hierdie deportasieagente van Hogan om hierdie onwettiges uit hulle land uit te verwyder. Want Kalifornië het 'n vervalle plek geraak in 'n groot mate. Baie areas, spogwoonbeurte is nou oortrek deur onwettige immigrante. Mense kan nie meer hulle kinders in die strate laat ry sonder dat hulle aangeval word nie. Dit is chaos wat besig is om ook in Amerika, nie oral nie, op sommige plekke dan uit te gaan. Maar ek het geen twyfel in my gemoed dat op die ou einde sal ICE, dis die deportasieagentskap, sal hulle suksesvol wees en sal hulle waarskynlik miljoene aan die onwettige immigrante wat ingestroom het in Amerika oor die Joe Biden tydperk, sal hulle gedeporteer word. Maar hulle het dalk meer tyd nodig as net 4 jaar om dit in te doen. En dan is daar natuurlik baie groot vrae oor die sogenaamde autopen.
wie het dit hanteer, wie het vir almal daai kwytskelling van vervolgings geonderteken. Daar's nou duidelike bewyse dat die laaste klomp kwytskellings is definitief deur die Autopen gedoen. Daar is geen afwyking nie, is presies 100% dieselfde handtekeninge wat gemaak is. Dit aan die een kant, aan die ander kant het hulle nou onteenseglike bewyse gevind dat die elektroniese stemmasjiene dat dit defektief is of manipuleerbaar is en dat hulle wel bygedra het tot die feit dat stemme doelbewus na 'n spesifieke kandidaat gestuur is, ongeag vir wie jy gestem het, dit eindig by dieselfde kandidaat op. So daar was verkiesingsbedrog, dit kom al hoe meer na vore en dit wil vir my lyk of Amerika eintlik die nommer 1 voorloper is, soos met alles anders, in hierdie korrupsie wat in die wêreld aan die gang is. So ons sal sien wat daar uitspeel. Daar's ook van die grootste protesoptogte tans in Ierland aan die gang. Die Ierse burgers het genoeg gehad, hulle het gesê, hulle het genoeg van immigrante gehad, en ons hoor dit vanuit die hele Europa, waar mense nou sê, integrasie, nee, segregasie, ja. Met ander woorde, 'n vorm van apartheid, dis wat die mense nou soek in daardie Europese lande. Hulle noem dit net nie apartheid nie, omdat dit 'n vloekwoord geword het. Maar daar's al hoe meer mense wat aandring dat daar segregasie moet wees, dat daar 'n skeiding moet wees tussen die massas moslems wat hulle geloof oorgeneem het, wat hulle strate oorgeneem het, die klomp wat so gewelddadig optree en net voor die voet mense aanrand om te wys hulle is baas, en dis almal wat hier uit Afrika uitkom, wat natuurlik daardie moeilikheid in daai lande veroorsaak. Dan sit ons met 'n ander ding waar Brittanje blykbaar vir Julius Malema aan 'n 4 biljoen pond of 4 miljoen pond korrupsie skandaal gekoppel het, en vandaar is die internasionale arrest warrant uitgereik, wat dan ook in Suid-Afrika oorhandig is aan die Departement van Buitelandse Sake en onbevestigende bronne. Onthou ek sê onbevestigend. Wil dit hê dat Malema of dat Pinocchio, sy vriend, Cyril, natuurlik gesê het dat alle wette sal nagekom word, hulle sal hulle onderwerp aan die internasionale wette, en dat niemand bo die wet verhewe is nie, en dit sal interessant wees of daar enige optrede sal voortspruit teen Julius Malema. Maar dit kan natuurlik 'n flitspunt wees, 'n vonk in die kruitvat, sou daar teen Julius Malema opgetree word, in welke vorm of formaat dan ook. Maar dit is 'n ontwikkelende storie. Ek tel dit nie op baie plekke op nie, ook nie in die hoofstroom media nie. Dit behoort daar te wees, maar ek sien dit nêrens nie, ek kry dit nêrens nie, maar dit is wat die gerugte tans wil hê, is besig om te ontvou dan hier in Suid-Afrika ook. Mense, dit lyk of ons 'n bedrywige week binne gaan. Die wêreld is op 'n mespunt. Dit kan enige kant toe swaai. Tog is daar net eskalasie op alle fronte. Is daar net meer geweld. Die wêreld is 'n plek van geweld geword. En die enigste lande waar daar nie geweld is nie, is die lande waar die onwettige immigrante nie toegelaat was nie, soos in Pole, Hongarye, daar waar hulle ook optree teen die onwettige immigrante. In Italië begin dit beter raak, juis omdat hulle nie hierdie immigrante net eenvoudig oor hulle grense meer laat kom nie, instroom nie. Italië is wel
oorstroom gewees voordat hulle besluit het om dit te stop. Maar hoe dit ook al sy, ek dink ons moet hierdie week baie fyn dophou wat aan die uitspeel is in die wêreld, maar wat ook in Suid-Afrika tot uitspeel kan kom. Ons moet ten alle tye gereed wees en reg wees om onsself te kan beskerm, om te oorleef in 'n situasie waar daar nie meer water beskikbaar is nie, krag ook nie, waar kos baie skaars word, dalk onbeskikbaar word in sekere gebiede, moet ons onsself kan beveilig. En dit is die eerste stap, deur net raak te sien wat aan die gebeur is. Eerstens in die wêreld en tweedens in Afrika en derdens in Suid-Afrika. Ons moet dit dophou. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, dit help altyd wanneer dit so koud is om ook die liggaam 'n bietjie hitte van binne te gee. Mooi loop, lekker dag en ek is dan môreoggend weer terug by julle en dan praat ons verder. Kom ons kyk wat spring uit.